Die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op die ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Familie en vriende, dis my voorreg om jou te verwelkom in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Jou Skepper wat jou gemaak het met 'n lewensdoel, 'n aardse doel, maar ook 'n ewigheidsdoel. In die naam van Christus Jesus, jou verlosser, en in die naam van die Heilige Gees, vandag in besonder jou trooster. Amen. Ons neem vanoggend afskeid van een van die Here se gunsteling dogters. Betty Gerber, gebore 27 Mei 1937. 2 jaar nog voor die groot Tweede Wêreldoorlog. So as klein kind en as jong kind, iets van die belewenis van die wêreld is 'n die mekaar plek. En dan uiteindelik, is dit 88 jaar. Op 6 Mei 2025 het sy beleef hoe die lewensdeur oopgemaak word en sy beweeg deur die vallei van doodskaduwee, deur daardie rivier om verwelkom te word deur haar verlosser, Jesus Christus. En daarom deur ons trane vier ons vandag haar tuiskoms, dat sy die wenstreep behaal het, met die hoop dat ook vir jou en vir my Jesus die lewensdeur oopmaak, omdat hy vir ons betaal het aan die kruis. Daarom is dit 'n ewige hoop wat vandag help om ons trane af te vee. Namens Chris, Ronel, die familie en die vriende, mag dit 'n troos wees dat Jesus by ons is deur sy Heilige Gees. Vriende, hierdie kosbare tannie het so baie vir so baie beteken. En ek is bly dat ons hierdie diens ook opneem om op YouTube te kan verewig. Ronel, dat julle dit kan aanstuur. Daar was so baie, maar aan die ander kant, as 'n mens 88 word, iemand het mos gesê, as jy, hulle noem dit in Nederlands, kritikasters het. In Engels is dit critics. As daar mense in jou lewe is wat gereeld kritiek op jou lewer, dan moet jy net een ding doen. Jy moet net langer as hulle bly lewe. So, hierdie kosbare tannie Betty met 80 jaar, 80, wil ek amper sê lewensrondes wat sy voltooi het. Soveel mense dink ek wat haar al vooraf gegaan het. Maar vriende, ons is hier om, soos wat hierdie kosbare boekmerkie ook vir ons sê, 'n baie unieke, jubelende vrou te groet. Dis 'n boodskap ter nagedagtenis aan hierdie unieke vrou en mens, wat blywend en vir altyd onthou sal wees. In haar voetspore wil ons loop, soos wat sy geloop het in die voetspore van Jesus. So kom ons sing uit daai vreemde boek van Openbaring, oor die nuwe hemel, die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem, die stad van vrede wat neerdal. Alles wat, as jy dink daaroor Jerusalem en Israel in Gaza nie is vandag nie. Daar in daai Midde-Ooste waar Jesus geleef het, eendag sal hy terugkom.
en sal daar vrede weer wees, vrede op aarde. Dit wat die engele uitgeroep het met Jesus se geboorte, Immanuel. Ons sien uit na daai dag, eendag. So kom ons staan en ons sing van die nuwe hemel wat kom, die nuwe aarde in vryheid. Kom ons staan. Dit was my voorreg om daar in Geneva Fontein om die bed te staan saam met Ronel en of nee, dit was by George Hospitaal. Ja. Om die bed te staan en te praat met ouma en dit was vir my so kosbaar. Een van die familie wat gesê het, maar dis Dominee François en toe ek so nader kom en ons twee vir mekaar kyk. As gevolg van die beroerdheid, was sy verlam aan die een kant en so sy het op haar sy gelê en toe sy vir my kyk, toe sê sy vir my, hallo François. En toe het ons gepraat en ek het vir haar gesing, onder andere, die Here is my herder, en toe vir haar gebid, haar hand vasgehou, en toe ek klaar gebid het, toe kom ek nader, want ek sien sy prewel iets, en ek luister en sy sê vir my, ek glo elke woord wat jy gebid het. En so, dit was my so bemoediging en in die paar dae daarna en ook voor dit was daar tye wat die familie gesê het wat sy bewusteloos is en dan weer bykom. Maar vriende, wat 'n voorreg vir iemand soos ek as haar dominee wat hier vanoggend kan staan vanmiddag en net kan sê sy was en is een van God se dogters. Sy het aan hom behoort. Haar lewe was uitverkoop aan hom. En so dit maak dit so wonderlik om dan te weet sy is veilig. Hierdie lied wat Dawid geskryf het, sê onder andere aan die einde, as hy praat oor sy lewe, as eintlik maar vanuit Dawid nog, voordat hy koning was, as jy dink die skaapwagtertjie, wat eintlik een kant toe gestoot is deur sy broers en sy pa, hy is die onbelangrikste, hy moet een kant wees, daar het hy sy hartseer en sy liefde vir God en vir die skape en die natuur, het hy besing met sy gedigte en met sy liedere. En dan hierdie kosbare Psalm 23. En aan die einde dan sê hy, ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. En nou weet ons dat die huis van die Here het hulle beleef in Dawid hulle se tyd nog as hierdie tabernakel of nog nie die tempel nie, eers later as 'n tempel gebou, maar dat dit 'n spesifieke plek was waar hulle offers bring en kom sing vir God. Maar nou weet ons dat die dag met Jesus se kruisiging het die allerheiligste
geskeur in twee, daardie gordyn, en het Jesus se kruisdood, sy betaal en sy opstaan uit die dood, het alles verander. Dat daar nie meer 'n plek is soos Jerusalem of 'n kerkgebou soos hierdie, waar die enigste plek is waar God se teenwoordigheid is. Maar dat deur Jesus enige plek waar ons is sy Gees in ons, kan ek en jy tuis wees by die Here. So om tuis te wees in die huis van die Here beteken vandag vir ons, as jy aan Jesus behoort, is sy Gees in jou en kan jy enige plek op aarde, hier in jou tuisdorp, of as jy in Australië of in Amerika, waar jy ook al is, kan jy tuis wees in die huis van die Here, in sy teenwoordigheid. Natuurlik, Ronel, vir so lank was haar tuiste gewees saam met jou in daai huis, julle plekkie. Maar sy het 'n nuwe adres en ons gaan nou daarna kyk. So wat gebeur? Jesus, en dis die wonderlike, dat Jesus in Johannes 11, dat hy by die graf daar van Lazarus, dat hy vir ons kom herinner, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan vra hy ons vir Maria, glo jy dit? Vanoggend sê ons vir mekaar deur ons trane, ons glo dit. Ons glo dat sy nie meer hier is nie, ja, maar dat sy in gees by Jesus haar verlosser is. Hierdie liggaam van haar uiteindelik wat as en stof word, maar dat daar 'n dag gaan kom waar sy, soos ek en jy, nuwe liggame sal kry, 'n nuwe Jerusalem. Nou begin Jesus met sy disippels, net 3 hoofstukke later, begin hy hulle te vertel dat hy self gaan doodgaan. En dit werk nie in hulle koppe nie, glad nie. Selfs nadat Jesus opstaan, verstaan hulle nog steeds nie, dan sê hulle, Jesus, gaan u nou Jerusalem toe en op die troon sit daar, en gaan u die Romeine in die see jaag. So selfs na sy opstanding dink hulle nog steeds net aan hulle self, hulle politiek, hulle ekonomie, en wat Jesus vir hulle moet doen. In plaas van dat Jesus kom vir die wêreld, ook vir die wêreld van 2025. Dat hy die verlosser is, wat ons red vir 'n ewige lewe, vir 'n ewige Jerusalem. So hulle begin ontsteld raak, as hulle begin dink aan die dood, en spesifiek Jesus se dood. Miskien ontsteld soos ek en jy vandag, as ons oog tot oog kom met die dood, die harde werklikheid daarvan. So dan sê Jesus, en hy bemoedig hulle, hy sê vir sy disippels, moenie dat hierdie dinge wat ek so vir julle nou vertel, julle te veel ontstel nie. Hoekom nie? Want julle vertrou mos op God. Vertrou my ook. Skep moed. My Vader het 'n huis, en daar is meer as genoeg plek vir julle almal. Ek gaan hom vir julle daar plek reg te maak. Dink julle een oomblik, ek sou dit gesê het, as dit nie so was nie. As ek alles vir julle reg gekry het, kom ek julle haal, om by my te wees. Waar ek is, sal julle dan ook wees. Ek is die pad, en my Vader die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. Die nuwe vertaling van 1983 sê, Jesus se woorde, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. So as ek en jy in 'n verhouding wil staan met God, moet ons lewe gee vir Jesus. Jesus wat aan die kruis betaal het. En dan gebeur hierdie wonderwerk, dat daar 'n versoening kom tussen ek en God. Hy wat sy hand uitsteek deur Jesus. Al wat ek en jy moet doen is maar net om te sê, ja Jesus. En hy vat jou hand, en al los jy partymal, en loop jy 'n verkeerde pad selfs, al raak jy verdwaal in hierdie lewe, hy sal jou nooit los nie. Dis die teken van geloof, as ek en jy ons lewe gee vir hom. So Jesus sê, ek is die weg vir hierdie disippels, en ook vanmiddag vir jou en my. Gee jou lewe aan my, en ek sal jou op die regte pad bring. En daai pad is aan die kant die dood verby, na die eintlike lewe.
Hierdie lewe op aarde skryf mens met 'n klein letter L. Maar die lewe na die dood is die eintlike lewe, die hoofletter L. Hierdie lewe op aarde is soos die oefenrondes op 'n Saterdag om te kwalifiseer vir die Grand Prix van die Sondag. En deur Jesus kan ek en jy kwalifiseer as ons ja sê vir hom. En dan is die eintlike lewe. Laaste voorbeeld. C.S. Lewis het gesê, die lewe op aarde is soos as jy 'n boek vat en jy maak hom oop. En is die wonderlikste boek van alle tye. En jy maak hom oop en dan is daar 'n voorwoord. Hierdie lewe op aarde is die voorwoord. En as jy omblaai na die dood in Jesus, dan kom jy agter, maar hier begin bladsy 1, die eintlike lewe. En as jy omblaai bladsy 2, dan sien jy, wow, dis beter as die vorige bladsy. En dit hou nooit op nie. En elke dag, ewigheidsdag is beter as die vorige dag. Hy het dit geskryf vir kinders in daai boek The Chronicles of Narnia. Miskien moet ek en jy weer word soos kinders, wat kan glo in sulke wonderlike stories, soos wanneer ons sprokies lees vir kleinkinders, en hulle oë blink. Miskien moet ons besef, hierdie lewe en God se verhaal is die mooiste sprokie wat die waarheid is. Dis nie maar net 'n storie nie, dis die waarheid. En jou en my lewe is deel van hierdie wonderlike verhaal. En ons word ingetrek deur Jesus. So loop sy pad, gee jou lewe vir hom. Hierdie teks het gesê, skep moed. Skep moed vandag. Sit hierdie pragtige boekmerkie in jou Bybel. En as jy terugdink aan vandag, en jy dink terug aan hierdie kosbare ma, suster, vriendin, kollega, dan sê jy, daai dag het ek opnuut weer moed geskep. Die woorde van Jesus gehoor, dat ek sy pad loop, totdat hy my eendag kom haal. Vriende, as ons hier so uitry, oor die brug, en ons draai by daai robot regs, dan kom ons uit by Witfonteinweg 44. Tannie Ina, wat vir baie jare buurvrou was, net aan die ander kant, het my laat weet ek dat Betty hemel toe is. En vriende, so het sy 'n impak gehad op baie van ons. Met haar stil wees, met haar reguit loop. Gereeld het ons jou gesien, Ronel, as jy loop op daai pad, daai kosbare pad, met die pragtigste wat ons nou gesien het met al die bome se blare, 'n pragtige pad. Sy het van Witfonteinweg 44 is sy gevat na die hospitaal. En toe het sy begin stap hierdie finale pad van die oorgang van hierdie lewe na die ewige lewe. En dit is 'n ewige tuiste wat ons weet sy nou deur Jesus by verwelkom is. En daarom vier ons fees. Daarom is ons bly. Die tekste ten slotte wat hierop is, Psalm 138 vers 5. Here, U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. En dan een van die ander kosbare tekste uit Spreuke 3 vers 8. Vertrou volkome op God en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ons eer die Here vir een van sy dogters wat hierdie tekste vir ons kom wys het in haar lewe. Die verlies is groot, maar dit is 'n totdat ons mekaar weer sal sien verlies. Dit gee ons hoop. Vader, as familie en as vriende, sê ons dankie vir die voorbeeld van een van U dogters. En ons vra, Here, dat U al die trane sal kom afvee. Ons sien uit na die nuwe Jerusalem, na die nuwe hemel, na die nuwe aarde.
Kom dan, Here Jesus, in hierdie stikkende wêreld. Dankie dat U liggaam gebreek is vir ons, dat daar deur U wonde ook vir ons genesing kom. Ons bid dit, Here, vir Chris, vir Ronel, vir die familie en almal wat lief is vir haar. Here, dat daar mooi herinneringe sal bly, dat U die trane sal afdroog en dat U die verlange in ons harte sal stil deur U Heilige Gees met die wete, ons gebed gaan beantwoord word. Maranatha, kom Here Jesus, kom haal ons, kom maak hierdie wêreld nuut, nuwe hemel, nuwe aarde, vir ewig en ewig. Amen. Vriende, ek wil namens die familie die bedankings doen, baie dankie sê vir die personeel daar by George Hospitaal, dan ook vir Afbob met al die reëlings. Baie dankie vir Gerda daarbo met die video en as koster om alles vir ons te kon regkry. Dankie Elsabie vir die orgelspel. Vriende, dan ook baie dankie vir almal wat in hierdie tyd daar is vir die familie, vir al die oproepe, vir al die liefde. Dankie vir Loerie Bakkery, vir die verversings, saam met ook Blanco gemeente. As ons hier klaar is, gaan ons langsaan verder saam kuier. Daar's koffie, daar's tee, daar's toebroodjies en ander eetgoed. En ek wil julle uitnooi om saam met ons nog verder te gesels en te praat oor een van God se kinders, 'n spesiale dogter, om mekaar te bemoedig, te troos vir die pad vorentoe. En dan spesifiek Ronel, jy wat hierdie pad so lank mooi saam met jou mamma stap, dankie, dankie, dankie vir jou voorbeeld en wat jy beteken het vir jou mamma. En saam met dit julle as broer, suster, familie, dankie vir wat julle vir haar beteken het. En ek weet, ons stap die pad saam. Ook ons as 'n gemeente, saam met jou Ronel. Ons wil jou familie wees soos in die verlede vir die pad vorentoe. Vriende, ek sluit vir ons af met 'n formulier wat 'n paar wonderlike tekste omvat, wat ek hoop jy vat dit soos wat ek dit vat, as bemoediging oor hierdie werklikheid van die dood, waaraan ons nie elke dag dink nie, maar wat Jesus gesê het, 'n teken is van die tyd. Die tekens van die tye waarvan Jesus gepraat het, was alles dinge soos oorloë en hongersnood en skepe wat sink. So al hierdie tipe dinge wat ons by tye van lees in die koerant of op die TV, wat vir jou laat dink, sjoe, maar die wêreld is die mekaar. Ongelukke gebeur en oorlog, en dan die besef, dit kon ek gewees het. Daai besef is die manier waarop mens die tekens van die tye lees. Deur dan te sê, maar ek moet gereed wees. Ek weet nie wanneer dit my laaste asemteug is nie. So kom ek wees gereed uit my verhouding met Jesus, gee myself oor aan hom, maar dan ook om te sê ek wil regmaak. As daar familie is, vriende is, kinders, kleinkinders, kollegas, mense met wie ons moet vrede maak, dan sê die Here, maar kom. Voordat jy aansit by die tafel vir brood en wyn, met die nagmaal, sê Jesus, gaan maak eers reg. So kom ons vat dit sommer ook vandag vir ons saam, en sê, maar is daar mense wat ek moet sê, ek is jammer, of moet uitreik en sê, kom ons maak vrede. So, geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat Betty Gerber die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan, en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood
roep God ongelowige mense op tot bekering en sy kinders tot 'n nuwe toewyding aan hom. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, en ek vra sommer, lees dit hardop saam met my. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil 'n oomblik van stilte en stil gebed gee en jou uitnooi om te bid en ook te sê, Jesus Christus, ek gee my lewe opnuut aan U. Kom ons word stil. Jesus Christus, ek glo in U. Ek glo dat U 2000 jaar gelede aan die kruis gesterf het vir my sondes en dat U opgestaan het uit die dood. Hier is ek. Ek gee myself aan U vir hierdie lewe en vir die lewe wat kom. Maak my U sin. Vergewe my sondes. Verander my om meer en meer soos Jesus te wees. Vul my met die Heilige Gees en laat my U weer loop totdat U my die dag kom haal. In Jesus se naam. Amen. Jesus het die oorwinning behaal. Tannie Betty het die wenstreep gehaal. Sy het die lewenswedloop afgelê, haar oë gerig op Jesus Christus en daarom vier ons haar oorwinning. Ons vier haar tuiskoms. So kom ons staan en ons vier die oorwinning. Ek sien my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die volke kom my weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom heel nou in ons loflied, hef jou hande op na hoog, blaas basuine, slaan op tromme en kom dans vir volse koor. Kom leef in die oefening van sy woord, waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Hy is die rots wat ewig staan. Hy is koning, hy Ek wil die seën oor julle uitspreek, waarna ek wil vra dat die draers na vore kom en dan na buite beweeg. Ons sal almal volg tot by die lijkswa en daar sal ek 'n slotgebed ook weer bid dan. En dan sal ons ook blare kan sit op die kus en weet, dit is 'n afskeid totdat ons mekaar weer sal sien.
ontvang God se seën. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die krag en die troos van die Heilige Gees by julle elkeen wees en bly. Amen. Ek wil vra dat die draers na vore kom en dan sal ons saam met hulle uitbeweeg na buite.